Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. En nou is dit tyd om te gesels met Doreen Loubser van Algoa FM. Ons gaan 'n bietjie die nuutste nuusstories van die dag met haar bespreek. Baie welkom Doreen. Goeiemôre. Hoe is dit dat ons dames nou moet werk op 'n publieke vakansiedag? Weet jy, iemand moet darm maar die nuus vir die volk bring, nê? Nee? Vertel vir ons 'n bietjie van ons eerste storie. Minister sê jammer, Doreen. Ja, julle kan dalk onthou 'n paar weke terug was dit 'n groot storie gewees in die Oos-Kaap van die Bergview College waar die minister valslik die skoolhoof sy naam bekend gemaak het en gesê het hy is een van die verdagtes in die verkrachting van die kind wat nou bekend staan as Twee in die media. En dit het 'n groot opslag veroorsaak omdat eerstens weet net van 'n etiese standpunt af, jy mag nie 'n persoon se naam gebruik nie. Hy moet eers in hegtenis geneem word en pleit voor die. En toe het die minister ontken dat hy ooit hierdie hoof se naam gebruik het. En AfriForum het toe nou met regsaksie gedreig en nou het hy gesê hy is jammer. Maar die skade is gedoen want die skoolhoof en sy vrou is gedreig met die dood, hulle moes vlug uit Matatiel uit. So dit is baie ek is half trots op minister Mchunu dat hy kon erken dat hy 'n fout gemaak het en jammer gesê het, maar die feit bly staan hy het dit gedoen en dit toe eers ontken dat hy dit gedoen het. Ja, Doreen, ek dink die probleem is, en ek hoor wat jy sê, jy is trots dat hy daarom kon sê hy het 'n fout gemaak, maar iemand se lewe is klaar geruïneer. Want ons is so geneig om so vinnig aannames te maak as ons iets lees in die media. Ons lees daar was 'n verkrachting en 'n persoon se naam word aan gekoppel en dadelik dink ons hulle is skuldig, baie keer sonder 'n verhoor nog of voor 'n verhoor besluit ons sommer klaar hulle is skuldig. Dit is ook 'n storie waar baie politieke partye uitgesproke was en dadelik aannames gemaak het en dinge te sê gehad het. En hier het jy twee mense wie se lewens geruïneer is. Ons het ook gehoor van iemand wat dieselfde naam het, maar in 'n heeltemal ander provinsie gebly het, wie se lewe geruïneer is, wat getuister is omdat hulle gesê het hy is 'n verkragter. En dis eers iemand wat iets met die saak te doen nie gehad het nie, was net iemand met dieselfde naam. En so dis wonderlik dat die minister sê jammer ek was verkeerd, maar ek wil weet wat gaan hy nou nog doen want hierdie persoon se lewe is geruïneer. Ja, en as ons kyk hoe Twee opslag gemaak het in die nuus, wanneer laas het jy nou daarvan gehoor? Dis soos jy sê, almal spring op die bandwagon en raak verskriklik opgesweep. En dan raak dinge rustig en dis asof mense net vergeet daarvan, maar hulle vergeet wie agterbly en die stukke moet optel. En dis ook belangrik wat hulle sê op die berig, nee, this unfortunate incident has highlighted the importance of following due process and allowing police to conduct the investigation without interference from social media detectives, ill-informed politicians and state officials. Dis so belangrik, die sosiale media gee aan party mense die reg om oordeele te vel wat mense se lewens kan ruïneer. 100%, want dit het ook afgefiltreer na die provinsiale wetgewer hierso in die Oos-Kaap, wat ook toe nou die hoof se naam genoem het, en toe ek nou vir hulle vra om kommentaar te lewer oor die feit dat die minister dit ontken, het hulle dit ook ontken dat hulle dit gesê het, en ek moes dit uitwys in hulle eie verslag, hulle media persverklaring, dat hulle ook hierdie hoof se naam gebruik het. So gelukkig, joernaliste het kop gehou en ons weet wat die reëls is en wat die etiese stappe is wat gevolg moes word. Doreen, dan oor na Omatoso is nie welkom in die metro nie. Ja, Omatoso is mos nou vrygespreek van alle aanklagtes teen hom na 8 jaar in die hof. Die staat, weet ons, het ongelooflik droog gemaak met die vervolging van Timothy Omatoso en deur die loop van die 8 jaar het hy duisende aanhangers, honderde van hulle was altyd by die hof gewees. So nou begin hy weer om te preek en hy het nou 'n hele week se New Dawn Crusade in die Buffalo City Metro en die burgemeester het net gesê baie jammer, jy is nie welkom in ons stad nie. In ons hele metro is jy nie welkom nie, so dit sluit in Conte en ook Komani. So hulle sê al is daar vir 'n perseel betaal,
Omatoso is nie welkom in die metro nie. En dit was my baie interessant, want sy is die burgemeester, en ek weet nie hoe dit werklik uitvoerbaar is volgens wet nie, want in die oë van die wet is Omatoso vrygespreek. Hy doen wat hy wil. Ja. Ja, en dit was interessant geweest, ekskuus Dorien, want hy het klaar betaal vir een van die plekke en toe het hulle nou vir hom gesê die plek is nie meer beskikbaar nie. Dis reg, en hoe sê jy nou ook vir die plek wat nou die geld wil hê vir hierdie hele week lange byeenkoms, en jy kan dink baie mense gaan vir Omatoso nou in lewende lywe wil sien, want ek het ook gesien in die tye wat ek die hofsaak gedek het, dat sy volgelinge is half, kan ek nou maar sê, hulle verafgod hom. Dit is iets wat ek nie kan verduidelik totdat jy dit nie self met jou eie oë sien nie. So, ek moet ook sê, dit is vir my as vrou, Prinses Falco, die burgemeester van Buffalo Stad, dit was vir my as vrou die tipe leierskap wat ek wil sien. Ek verstaan Omatoso is vrygespreek vir nou, maar dit is wonderlik om hierdie tipe leierskap te sien van 'n vrou wat sê, in my stad is jy nie welkom nie. Ja, ek hou ook daarvan dat sy opgestaan het daarteen en dit is nou uitdagende administrasies wat moet plaasvind, soos julle sê, die betaling van die venues, en hy is nou nog nie skuldig bevind nie, of hy is nie skuldig bevind nie, hy is vrygespreek, maar die feit dat iemand wat soveel aanklagtes teen hom het, dan nou nie welkom is nie, ek hou tog daarvan dat sy sê, wees versigtig, jy kan nie net my mense kom beïnvloed in my stad nie, so ek hou daarvan dat sy opstaan. Dorien, en dan moet ons gesels oor die vermiste konstabels. Tragiese storie met baie vrae. Ja, die polisie is verskriklik bekommerd oor hierdie 3 konstabels wat vermis is. Hulle het van Bloemfontein afgery verlede Woensdag en hulle is na Limpopo toe en hulle is toe laas gesien by die Grasmeer Tolplaza op die N1 en dis toe nou waar hulle voertuig is 'n tracker device gedeaktiveer is en hulle fone is afgeskakel. So ek dink die polisie weet dalk 'n bietjie meer as wat ons dink of wat hulle voorgee, want hulle is uiters bekommerd en hulle het nou 'n beloning van R350.000 uitgebring vir enige iemand met inligting. Nou, hulle het nie in 'n polisievoertuig gery, hulle was in hulle gewone voertuie, maar mens moet ook nou wonder, het hulle dienspistole by hulle gehad? Want dan is dit ook nou, die polisie sê hulle ondersoek moontlike ontvoering. Jo. Dorien, oor na Stellenbosch en hierdie saak het lank uitgereik gewees of dit was lank uitgereik gewees, in die media afgespeel en eintlik hand uitgeruk. Definitief, nog 'n storie waar almal op die bandwagon gespring het en ons weet wat hier gebeur het. Dis 'n student wat op 'n medestudent se rekenaar geïrineer het en dit het groot nuus gemaak en 'n rassevoorval geword en die student is van die Oos-Kaap af, van Oos-London en ek onthou toe die storie gebreek het, was sy pa baie ontsteld geweest en het ook onmiddellik gedreig met regstappe. En dit het nou uitgekom dat nadat hierdie student vir 8 ure onder kruisverhoor was, dat dit toe nou nie 'n rassevoorval was nie. Ja. En dit is vir my so jammer om te kyk hoe hierdie insident, wat eintlik vir my deur alkohol veroorsaak is, heeltemal te veel as alkohol en swak dissipline, sou ek sê, het nou op hierdie ding uitgedraai, want Teens de Tooy is nie meer langer 'n student in Stellenbosch nie, en hierdie ander student het sy eerste jaar gedop, hy het toe opgeskop, en waar is hy nou? Hy sit by die huis. Ja, dit is regtig hartseer. Dit is skokkend om te dink dat 2 jong mense se lewens eintlik so in die media afgespeel het en baie opinies van buitekant af gehad het en hulle beïnvloed het ook, en ek weet onder kruisvoor het die een regter ook vir hom gesê, die prokureur vir hom gesê, so al hierdie mense wat om jou was, wat jou aangehits het om hierdie saak te vat, waar is hulle nou? Niemand van daai mense is nou in hierdie hof saam met jou om jou te ondersteun nie.
En die een pa het ook gesê dis regtig hartseer want nou sit jy met 2 seuns wat deur soveel is, trauma is, families wat getraumatiseer is. En eintlik vir wat? Nadat ons uitgekom het by die feit dat ja, dit was 'n insident en soos jy sê Doreen, heel moontlike insident wat heeltemal te veel alkohol betrokke gehad het, maar die jong man het self gesê, okay, dit eintlik was dit nou nie vir my rasse insident gewees nie. En selfs toe die regter hom vra wat dink jy met die man gebeur, sê hy, wel, hy weet nie eintlik nie. So is eintlik skokkend. Dit was eintlik baie 'n onsamehangende getuienis en aanklagproses, né, Doreen? Ek gaan my opinie lewer hierso bloot omdat ons die storie gevolg het omdat die student se pa hier in die Oos-Kaap is en gereeld met ons gepraat het toe die storie gebreek het. Ek dink hy is werklik baie beïnvloed deur aanvanklik deur sy pa wat baie woede gehad het oor die voorval en ander studente wat hom opgesweep het want hy het gesê hulle was eintlik vriende. Ja. In die koshuis gewees. Hy sê teens het selfs vir Matthee geleen eendag toe hulle gaan rugby speel het of iets. En ek meen hy het aangebied om die rekenaar te vervang. So ek dink die student het opgesweep geraak in sy pa se woede en politieke studente wat polities gemotiveerd was wat betrokke geraak het en soort van sy stem weggevat het. Want julle kan onthou die optogte wat daar was in Stellenbosch en dit was onnodig. Baie opgeblaas. Ja, regtig hartseer. Ons sal maar kyk hoe daai uitdraai. Oor na die buiteland, Londen 2012 en mens kan nie glo die beweringe eintlik nie. Ja, ek het hierdie storie raak gelees in The Guardian. Dit was eintlik 'n storie oor een atleet, maar sover as wat ek gelees het die storie net meer en meer interessant geword. Nou hierdie atleet het aan die 1500 meter deelgeneem en sy het heel laaste gekom en natuurlik was sy baie ongelukkig. Sy is toe dadelik na die owerhede toe om te sê dat die 2 atlete wat gewen het verbode stimulante gebruik en sy was toe reg. En hulle is hulle medaljes kwyt. En as jy nou verder aanlees, die kykers kan gerus na die skakels gaan kyk later, is 'n baie interessante artikel. In die 2012 Olimpiese Spele in Londen is meer as 31 medaljes is teruggetrek as gevolg van verbode stimulante. En onder andere in hierdie wedloop het die atleet wat die bronsmedalje gekry het in 2021 eers gehoor dat sy nou eintlik die goue medalje kry. Sure. Al daai jare later. En sy is van die Midde-Ooste af, so sy daai geleentheid gemis om haar landslied te laat sing en om haar goue medalje oor haar kop te kry en hulle het maar 'n klein seremonie vir haar gehou in haar land in 2021. En wat nog verder interessant was, is dat soos die tegnologie bevorder en beter raak, hulle kan nou jou urinemonster vries en dit oor 'n tydperk van 10 jaar toets. So jy het miskien nou in 2012 deelgeneem en iets gewen en dan gaan haal hulle jou gevriesde urinemonster daar uit en sien miskien 10 jaar later dat jy nie daardie medalje verdien het nie. Ek meen, in die artikel lees ek selfs van een urinemonster wat jare later gewys het, dat daar 2 DNS-monsters was in die een sample wat die atleet gegee het. Joeg, moet net nie daai gevriesde urinemonsters naby Stellenbosch bring nie asseblief. Maar dis baie interessant dat hulle dan so lank na die tyd nog steeds dit kan ondersoek en bevindinge kan maak. Jo. Ek dink ook soos Doreen, jy weet jy noem nou hierdie artikel en die artikel was fascinerend geweest. Die vrou wat eintlik die artikel skryf of die eerste aanklag gaan maak het 10de geëindig en sy is op die einde na al die skorsings en die mense wat dan nie meer kon deelneem tot en met 5de plek, dink ek 5de of 6de toe geskuif. So dis nogals ongelooflik om te dink soos en jy gee jou alles. Jy berei so lank voor vir iets soos die Olimpiese Spele, vir jare berei jy voor hiervoor. En sy sê ook sy was so teleurgesteld. Sy het gedink okay, dalk was ek nie goed genoeg nie, ek het nie hard genoeg geoefen nie. En dan om eintlik net later te besef, eintlik was ek goed genoeg geweest. Verstaan, 5de is glad nie sleg nie, maar daar het soveel eintlik mense gekroek in hierdie een wedloop dat ek tot by 5de geskryf is. Doreen, mens kan amper nie dink nie.
Ja, ek moet eintlik lag want sy die atleet van wie jy praat het 11de gekom in hierdie wedloop. Sy het laaste gekom. So sy's nou 5de, maar sy's nog steeds laaste, hoor. Maar ek wil net sê in die artikel was dit baie interessant want hulle het met 2 Russiese atlete gepraat wat nou vletjieblasers is wat gesê het in Rusland se atletiek is verbode stimulante is half dis die norm. Sjoe. Hulle sê vir jou, jou liggaam kan net 'n sekere ding bereik en na dit moet jy verbode stimulante gebruik en dis ongelooflik, hulle gaan tot in na die winterspele toe hoe Rusland hierdie spesiale gange gebou het waar hulle urinemonsters deur mure deurgegee het vir laboratoriums. Dis ongelooflik, jy kan dit nie glo nie, hoe Rusland hoe hulle verbode stimulante gebruik. Dit is deel van hulle sport. Sjoe, dit is skokkend. En dan oor na 'n vletjieblaser wat haar eie lewe neem. Virginia Goffrey, sy is natuurlik die groot vletjieblaser in die Jeffrey Epstein saak en sy het nou haar eie lewe geneem die afgelope naweek en saam met haar sterf baie geheime en dit gaan net meer vrae na vore bring. Die foto wat julle daar sien is toe sy 'n jong meisie was saam met Prins Andrew en dit was vir my interessant in die artikel, hulle sê hierdie foto it was the most viewed photo in royal history. As jy dink aan al die foto's van Lady Diana en al die ander mense, hulle sê, ek weet nie hoe meet hulle dit nie, maar hulle sê, this was the most viewed photo in royal history. En natuurlik, Prins Andrew het nooit van hierdie skandaal terug kon kom nie. Sy ma, die koningin, het buite die hof geskik. Ek kan my net indink hoeveel geld betaal is. Maar ja, dit is baie hartseer dat sy haar eie lewe geneem het. Baie vrae gaan gevra word en jammer vir die Engels, conspiracy theories is ek seker sal ook nou hierso begin uitbroei. Verseker. Dan worshond wonderwerk. Ja. 'n Miniatuur worshond. Kyk hoe stout lyk daai ding. Sy was vir meer as 'n jaar het sy vermis geraak op 'n eiland in Australië. Sy saam met haar eienaars gaan kamp en toe verdwyn sy om 'n bietjie te gaan explore en so verdwyn sy toe nou en sy is toe nou weg vir oor die 500 dae wat sy weg was. En dis toe nou die hele proses hoe hulle haar nou probeer vang het en hulle kon haar sien op kameras wat hulle op strategiese plekke geplaas het en hulle kon haar net uitken deur die pink halsbandjie wat sy aangetree het want sy's so klein. Sy's so klein. En dan wat interessant was is hulle sê dat vrywilligers het 4400 kilometer afgelê in die tyd van hierdie 500 dae, 1000 ure ingesit van hulle eie tyd. En toe hulle haar nou uiteindelik gevang het, wat interessant was, sê hulle, as 'n hond vermis raak en besef hy is verlore, kry 'n hond wat hulle noem lost dog syndrome, wat dan ook die hond se hormone aantas en dan ook 'n sielkundige uitwerking het op die hond, wat vir my baie interessant was. Ja. So die manier hoe hulle die vangs van die hond moes bewerkstellig, moes hulle al hierdie tipe van dinge in ag geneem het. En Valerie is nog nie by die huis nie, sy is nog by hierdie eiland, so haar eienaars is nou op pad soontoe vir die groot ontmoeting, of die hereniging. Joh, en dis interessant ook dat hulle sê, dis nou hierdie miniatuur dashhond is een van die laaste spesies wat hulle gedink het, so sal oorleef vir langer as 'n jaar in die wildernis, maar as gevolg van haar goeie reuksintuig. Ek klink dit vir my, hulle het haar op die einde gevang deur kos en dan haar eienares se klere, wat sy die laaste gedra het, in 'n tipe van 'n skuiling te sit, en as hy daar gaan kosies kry, dan gaan hy toe. Verstaan ek reg? Dis 100% reg. Ook kos waaraan sy gewoond was en 'n speelding waarin sy gewoond was. En die persoon wat deel was van die redding het gesê sy het binne in hierdie hok letterlik op haar maag
gaan lê en sy het ook van die eienaar se klere aangetree wat 'n bietjie geskeur was, net sodat die hond alles kon ruik wat om haar aangaan. So ek is seker Valerie gaan weer nuus maak wanneer haar eienaars haar gaan haal en hopelik hou hulle haar vir so rukkie agter geslote deure. Ag, Ja. dit is so kosbaar, Dorien. Ek is mal oor hierdie Kan storie. ons vir hulle 'n halsbandjie geskenk gee? Shame. En dit is wonderlik om te hoor hoe Valerie nou amper terug is by die huis. Dorien, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Dit is Dorien Loubser. Bly gerus ingeskakel net hier nog aan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.